Suid-Afrika word wakker. Ons bly luister na boodskappe wat ons ore streel, maar ons transformeer nie en ons verander nie. Dis hoekom ons is waar ons is. Jou vyand sal dit doen totdat hy jou ondergang bewerk het. Daar's 30,000 gemeentes en ons is in 'n toestand. Het jy geweet dat die buitewêreld stuur plus minus 12,000 sendelinge na Suid-Afrika toe, want die buitewêreld dink ons is heeltemal verkeerd. Dis koffietyd by die rots saam met my Frik Weideman op hierdie pragtige Saterdag Shabbat-oggend. Mense, net vir die rekord, dis vanoggend yskoud op hierdie berg. Hier kom 'n windjie gewaai van hierdie kant af. Hy waai sommer so half reg deur my. Maar weet jy, terwyl ek hier staan, toe besef ek net, "Sjoe, Abba, ons het u woord, ons het die inspraak van u Heilige Gees. Ek staan op hierdie berg onder die blou oop hemel. Ek is omring deur berge. Koffietydkykers is ingeskakel en dis koffietyd. Wat meer wil ek hê?" En ek is net vanoggend dankbaar. Ek is dankbaar teenoor Vader dat sy woord en sy teenwoordigheid ons harte warm maak vir sy koninkryk. En mense, dit bring my by vandag se koffietyd boodskap. Nou gisteraand het ek oor die kanale van Suid-Afrika 'n boodskap uitgestuur oor my bekommernis oor die toestand van ons land, die toestand van ons families en gesinne, en ek het die redes verstrek hoekom ons land so lyk en waarmee ons besig is. So vanoggend by koffietyd wil ek eintlik daarby aansluit en ek wil net iets noem wat ek gisteraand genoem het en dan wil ek oorgaan na my boodskap. Weet jy mense, ek besef net vanoggend weer eens en dit pla my nog steeds. Daar's plus minus 30,000 gemeentes in Suid-Afrika. Elke naweek kom ons bymekaar. Iemand maak die woord oop, iemand bid, ons sing liedjies, 'n prediker verkondig die woord aan mense. Maar as ek gaan kyk hoe mense se lewens lyk en ek sien hoe lyk gesinne en die toestand en die absolute verval in ons land, wat veronderstel is om eintlik 'n Christen land te wees. Ek hou nie van die woord Christen nie, maar ek noem dit vir die rekord. Ons is veronderstel om 'n Christelike land te wees. En nou lyk ons lewens so. Ons toestand van ons mense is in 'n absolute staat van verval. En ek het daaroor gepraat gisteraand en ek wil vanoggend daarby aansluit. En weet jy, ek en Amelia is tans besig met 'n studiereeks wat ons die woord lees in die boek van Rigters. En van Rigters 1 tot en met hoofstuk 8 waar ons nou is. Mense, sien ek wat in Suid-Afrika gebeur in die boek van Rigters. Maar kom ek deel gou iets met jou wat ek raak gelees het in die boek van Rigters hoofstuk 2. Vader is in die woord en hy sê die volgende, hy sê, "Ek sal my verbond met julle in der ewigheid nooit verbreek nie." Sjoe, dis my so spesiaal. Weet jy wat, mense maak beloftes. Mense kom ooreenkomste na. Mense teken ooreenkomste, hulle teken kontrakte, maar hulle hou nie by hulle woord nie. En hier kom Vader, die Heilige van Israel, en hy sê, "Ek sal my verbond met julle in ewigheid nooit verbreek nie." En dan kom hy in vers 2 waar hy sê, "Maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie. Hulle altare moet julle omgooi." So mense, wanneer ons dit nie doen nie, dan word hierdie altare naderhand deel van ons lewens en ons word gekondisioneer. En dan verval ons, soos in die boek van Rigters, waar die volk verkeerd gedoen het in die oë van die almagtige Vader, Jotwafai, die Heilige van Israel. Hy sê, "Maar julle het nie na my stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen?" En ek wil vandag vir Suid-Afrika vra, hier by koffietyd. Mense, wat doen ons? Hoekom luister ons nie na Vader se stem nie? Waarom is ons harte verhard? Hoekom is ons hardnekkig? Hoekom wil ons nie terugkeer na Vader se weë nie? Hoekom wil ons ongehoorsaam bly wees aan sy gebooie, sy instruksies en sy verordeninge? Kan ons nie sien hoe lyk ons land nie? Kan ons nie sien waarmee ons besig is nie? Ek bedoel, jy het nie 'n graad nodig om hierdie goed te sien nie. In die boek van Rigters kom die woord en hy sê, "En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van Vader Jahweh." Wat het hulle gedoen? Kom ons kyk. Hulle het die Baals gedien. Dis presies wat ons vandag doen. Hulle het agter ander gode aangeloop, mense soos Kersfees en Valentine en Halloween en daai goedjies wat ons in ons gemeentes inbring. Hierdie 30,000 gemeentes. Ons bring hierdie goed in en ons verheilig dit. En ons dink Vader
is oukei daarmee. Hy is nie oukei nie. Hulle het hulle neergebuig voor ander gode en Vader Jahwe het ons geterg. Hoor wat sê die woord verder? Onthou ek is die boodskapper. Hy sê hulle dien Baals en die Astartes. Die toren van Vader Jahwe het teen Israel ontvlam. Hoor wat Vader gedoen het. Hy het hulle oorgegee in die hand van rowers. Mense soek so deur die strate ry van Suid-Afrika en ek ry deur dorpe en klein dorpies en dan ry ek deur groter stede. Dan wil ek regtig in my hande huil oor die toestand, die infrastruktuur. Ek wil 'n verklaring maak en ek is nie negatief nie en ek is nie 'n doemprofeet nie, maar ek wil vandag vir jou sê, ons land is in 'n toestand waar dit eintlik onherstelbaar is. En die rede dat dit is waar dit is omdat ons nie in ons posisie staan nie. Ons het Vader Jahwe het ons verlaat. Ons kan op 'n Saterdagmôre of op 'n Sondagmôre kan ons bymekaar kom, ons maak die woord oop en ons lees die woord, maar ons verander nie. Ons keer nie terug na sy weë nie. Hoor gou wat sê die woord in Deuteronomium 28. Hy sê, hulle sal jou tref, omdat ons ongehoorsaam is aan die woord van Skepper, lewende God. Sê die woord, hy sê, hulle sal jou tref, en by jou bly, totdat jy uitgeroei is. Totdat jy uitgeroei is, omdat jy na die opdrag van Jotaiwafa, jou Elohim, nie geluister het nie. En sy gebooie en sy voorskrifte wat hy aan ons gegee het ons nie gehoorsaam nie. Dis hoekom ons land is waar hy is. Dis hoekom ons huwelike, dis hoekom ons finansies, dis hoekom ons toekoms so lyk. Ons is eintlik besig om Vader te terg. En weet jy, hier by koffietyd is ek eintlik ook half, ek is ontsteld. Want ek sien hierdie goed gebeur en ons mense wil nie wakker word nie. Nou sê iemand vir my, Frik, ek wil nie na jou luister nie, want jy beduie te veel met die hande, eerstens en tweedens, jy herhaal boodskappe. Mense, ek herhaal nie boodskappe nie. Dit klink dalk miskien vir jou so, maar as ek nie oor hierdie goed praat nie, wie gaan oor dit praat? Rigters hoofstuk 6. En die Israeliete het gedoen wat verkeerd was in die oë van die almagtige Vader, Jotaiwafa. En hy het hulle 7 jaar lank oorgegee in die mag van die Midianiete. Hoor wat die Midianiete gedoen het in die tydperk van die rigters. En dan gaan kyk jy wat vandag in Suid-Afrika gebeur. Mense, ek onthou toe ek in Johannesburg gebly het ek elektriese hekke gehad. Ek het kameras gehad. Weet jy, ek het buiteligte gehad. As die son sak, gaan my ligte aan. Hordes. Ek dink ek het iets soos 25, 27 buiteligte gehad, net om te sien wat om my aangaan. Ek het elektriese drade om my huis gehad. My omheining was geelektrifiseerd geweest. Ek het kameras gehad. Ek het binne die wering gehad. Ek het buite die wering gehad. Hoekom het ek so geleef? Want ons woon in 'n land wat ons oorgegee is aan rowers. En Vader sê, hy sê die toren van Vader Jahwe het teen Israel ontvlam. En hy het hulle oorgegee in die hand van die rowers. Presies waar ons vandag is. Hulle steel by ons. Hulle jaag ons kostes op. Daar's 'n klomp goed wat opgaan hierdie jaar, mense, wat die besteedbare inkomste in jou sak verminder en ons word daagliks uitgeroei. En die Rigter sê die woord, hy sê, ek het hierdie volk oorgegee aan die Midianiete om hulle te verwoes. Wat het hulle gedoen? Hulle het die opbrengs vernietig. Die oomblik wanneer daar saad gesaai word en daai saad kom op, het die Midianiete gekom, hulle het gaan kamp en hulle het alles vernietig. Hoor doen hulle verder? Geen dier het hulle lewend agtergelaat. Hulle het die diere doodgemaak, hulle het die hakskeensenings afgesny. Hulle het die diere vergiftig, presies wat vandag gebeur in Suid-Afrika. Hulle het die land kalgestroop, brandstigting, inbrake. Hulle het die land kalgestroop. Hulle het die Israeliete laat arm word. Dis hoekom ons vandag is waar ons is. Ons kom nie in plek nie. Ons bly luister na boodskappe wat ons ore streel, maar ons transformeer nie en ons verander nie. En dis hoekom ons is waar ons is. En die woord kom baie duidelik in die boek van Deuteronomium 28 en hy sê, jou vyand sal dit doen totdat hy jou ondergang bewerk het. Totdat hy jou ondergang bewerk het. Suid-Afrika word wakker. Word wakker. En elke keer as ons in die boek van Rigters lees en elke keer wanneer die volk droog gemaak het en 'n rigter is byvoorbeeld dood en dan gaan die volk weer terug na hierdie slawerny van sonde en idolatry en afgoderry en hulle maak net wat hulle wil en dan verlaat die lewende God hulle, dan kom hulle weer terug, dan sê hulle, Vader, ons is so jammer, hier is ons,
Ons kom terug na U toe. Ek wens Suid-Afrika wil dit doen. Ek wens Suid-Afrika wil dit doen. Daar's 30,000 gemeentes en ons is in 'n toestand. Het jy geweet dat die buitewêreld stuur plus minus 12,000 sendelinge na Suid-Afrika toe, want die buitewêreld dink ons is heeltemal verlore. Maar ons het 30,000 gemeentes. Ergens is daar iets fout. Elke keer wanneer die volk teruggekeer het na Vader Jahwe, het hy hulle vergewe. En vandag by koffietyd wil ek jou vra om terug te keer na Vader Jahwe. Weet jy mense, as jy gaan lees in die boek van Deuteronomium, en gaan lees dit asseblief, gaan lees sommer die eerste 2 verse. Hy sê, wanneer jy gehoorsaam is aan my gebooie en my instruksies en aan my stem luister, sal jy geseënd wees. Vers 15, maar wanneer jy dit nie doen nie, sal hierdie vloeke oor jou kom. En dan kan jy gelees in vers 30 en 31 en 32 wat met ons sal gebeur. En dit gebeur nou in Suid-Afrika. Mense, asseblief neem kennis. Maar wanneer ons terugkeer na Vader, soos wat hierdie volk in die boek van Rigters elke keer teruggekeer het na hom toe. As hulle terugkeer na sy weë, sy gebooie en sy verordeninge, het hulle elke keer vergewe. Ek pleit vandag by elke koffietydkyker, keer terug na Vader. Keer terug. Hy sê, ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie, maar keer terug na my. Moenie langer na die misleiding en die verleiding luister wat verkondig word. Jy moenie toelaat dat boodskappe jou ore streel nie. Mense, wanneer ons die woord oopmaak en wanneer jy die woord hoor, moet hier binnekant transformasiekrag plaasvind. Ek en jy moet ons gaan spieël in die woord om te kyk hoe lyk ons lewens. Help nie ek dien hom en ek is op 'n weg wat vir my reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood nie. Erken vandag sy Sabbatte. In die boek van Esegiel hoofstuk 20 sê hy sê my Sabbat sal vir jou 'n teken wees dat ek jou Elohim is en dat ek jou heilig maak. My Sabbatte. Hy sê verder, hy sê my priesters, my predikante, hulle wat elke naweek opstaan in 30,000 gemeentes. Hy sê my priesters, my predikante, verkrag my Sabbatte. Hulle het geen onderskeid in wat heilig is en wat onheilig is nie, wat rein en onrein is nie. Hulle verkrag my Sabbatte. So ek wil vandag by koffietyd vir jou sê, gaan doen asseblief jou eie ondersoek. Erken sy Sabbatte. Erken sy afsprake wat hy met my en jou het. Mense, so terloops, sy Sabbat is 'n teken dat hy aan ons behoort en ons aan hom behoort. So by koffietyd vandag. Dis in elk geval 'n apart gestelde dag. Dis Sabbat. Dat ons in hierdie dag op ons knieë sal gaan te sê, Abba, ons verootmoedig onsself. Ons het verkeerd gehandel teen U. Ons was ongehoorsaam teen U gebooie en U instruksies. Vergewe ons, maar vandag keer ons terug na U toe. Dat ons harte warm sal wees vir U koninkryk. Mense, ek is ontsteld. Ek is teleurgesteld. As ek kyk hoe lyk ons land en ons, claim to fame, ons is volgers van Meester Yeshua. Ons ken sy woord elke naweek. Dan word sy boodskappe verkondig. Met ander woorde, 30,000 boodskappe gaan elke naweek na mense se ore toe. Hoekom? Luister ons nie. Ek wil vandag vir jou vra by koffietyd en ek wil hiermee afsluit. Elke keer wanneer die volk teruggekeer het Vader hulle vergewe. Ons dien 'n genadige, liefdevolle hemelse Vader. En wanneer ons terugkeer na sy weë en hom begin dien op sy perspektief, hoe hy aanbid wil word, hoe hy gedien wil word, mense, gaan ons verander. Ons huishoudings, ons families, ons toekoms, ons finansies, ons geloofswandel, elke aspek van jou lewe sal verander. Kom ons keer terug. En as jy teruggekeer het, dan bly jy op daardie pad. Moenie weer gewoond raak aan die afgoderry van hierdie wêreld nie, want Vader sê, hy sê ek gaan julle oorgee in die hand van julle rowers. En hulle gaan by julle bly totdat julle uitgeroei is. So by koffietyd vandag wil ek vir jou vra om introspeksie te gaan doen in jou eie lewe. Dan maak jy vandag die saak uit. Die woord sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel is vandag by hierdie koffietyd. My gebed is dat ons soos een man sal terugkeer na ons hemelse Vader. Dis my gebed, dis my roepe vandag in die wonderbare naam van Meester Yeshua.
Van my kant Frik Weideman, baie dankie. Tot 'n volgende keer. Koffietyd by die rots. Shalom.